Ons is by Joël 3. Is julle almal by Joël 3? Ja, ons is ja. OK. So as jy so 'n bietjie terugblik. 'n Terugblik, onthou in Joël se tyd, Joël het geprofeteer in die tyd toe daar verskriklike plaag oor Juda gekom het. Alright, julle onthou van die plaag, ons het gepraat van die springkaan. Ja, En dit is die kaalvreter, hulle het ons 4 verskillende stadiums van 'n springkaan genoem en dit was eintlik 'n groot swerm eerder as 'n springkaan soos wat ons 'n springkaan ken. En dit was 'n ding wat opgevreet het en party van hulle het geloop, party spesies het gevlieg. En maar feit van die saak is hulle het alles kaal gestrip en dit het baie sleg gegaan met Juda in daai tyd. En dan vergelyk Joël dit met the day of the Lord, die dag van die Here, wat die dag is wat God uiteindelik kom inmeng in mense se doen en late op aarde, want onthou God is 'n gentleman, so hy meng baie selde in met wat ons doen. Hy los ons, hy gee vir ons reëls en dan los hy ons om keuses te maak, maar daai dag dan kom hy terug aarde toe en dan gaan hy afreken, dan kom Jesus terug aarde toe en dan gaan hy afreken met spesifiek die volk, die Jode, spesifiek Israel, maar dat die hele vol Israel. En toe het ons ook moes laasweek gepraat van die 70ste, hoeveelste week? 70ste week van Daniël, wat nou daai laaste week is. Onthou ek het vir julle gesê die profesie het alreeds uitgesteel tot op 483. Onthou, die engel het vir Daniël gesê nie net 70 jaar nie, maar 70 maal 7 jaar, so dis 490 jaar wat hy toe nou vir Daniël gesê het, hulle gaan in captivity wees of onderdruk word of hoe ook al. En ons weet dat alles gebeur het tot presies op 483 jaar, maar die laaste week van Daniël het nie gewerk, nog nie gebeur nie. Die laaste 7 jaar, ekskuus, ek praat nou verkeerd. En so ons weet, daar was 'n pause gewees, waarvan daar nie in die Bybel staan nie, en dit is die tyd wat Jesus nou om teruggekeer het na, of nie teruggekeer het nie, om gekeer het na die Gentiles toe, wat ons is. In jou Bybel gaan dit sê heiden, maar ons het al vir mekaar gesê, heiden word op 3 verskillende maniere vertaal. Dit word net as heiden in ons woord geskryf, maar in die Engelse woord gaan jy lees Gentile, jy gaan lees heathen, en dan gaan jy lees nasies. Partykeer praat hy van die nasies, wat ook maar net almal is. En so dan is dit die tyd, ons is nou in die tydperk, wat Jesus, eerste die Jode net 'n klein bietjie op sy geskuif het, inteendeel, hulle sinne is op hierdie stadium verblind, om vir God te sien. Staan dit in Romeine 11, ek wil nou nie vir julle jokkie, maar ek dink dit is waar dit staan. Dit staan op 'n paar plekke, maar waar hulle sinne verblind is, sodat hulle op hierdie stadium, nie vir Romeine 11, ja, dat hulle op hierdie stadium nie vir Jesus kan sien nie. Ek dink Paulus sê sodat die getal van die heidene kan inkom. Paulus sê sodat die getal van die heidene kan inkom, en ons noem hierdie era die kerkera. Okay. En dan het ons sê ook, dis ons plig, ja, om vir die Jode voorbeeld te wees, sodat ons hulle skaam maak, jaloers sal word en terugkeer na die Here toe. And we're not doing a very good job. Ja. So ons moet op hierdie stadium vir die Jode jaloers maak. Okay. So dit was in die tyd van Joël die springkaanplaag en dit is 'n vooruit blik op die dag van die Here, as ek dit nou so kan sê. Okay. Dan het ons, gaan net vir my so 'n klein bietjie terug na Joël 2, het ons daar gelees by vers 28, het ons gelees oor die uitstorting van die Heilige Gees. Julle kan dit onthou, ek het vir julle dit baie mooi verduidelik in Handelinge 2, en dit is ook in Handelinge 2 is die Nuwe Testament vers wat vir Joël aanhaal. Dan is dit mos die tyd wat die Heilige Gees uitgestort word. Dis op Pentekos, dis die dag wat dag 50 wat al die apostels en disippels, 'n klomp mense in die bovertrek is, en die Heilige Gees kom oor hulle en almal begin praat in tale, en 'n klomp wat nie tot bekering kom nie, sê maar hulle is dronk, en Joël sê nee, dit is waarvan Joël praat. En dan gee hy hierdie stukke, gaan ek gou weer vir julle lees, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. Okay, maar waarna? Wat is daarna? Waarna? Ek gaan vir julle die vorige vers lees. En julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en dat ek die Here julle God is, en niemand anders nie, en my volk sal in ewigheid
nie beskaamd staan nie. En dit het nog nie gebeur nie, is ons eens met dit? Okay. So, en daarna, so dis nou weer na die dag van die Here, wanneer Jesus terugkom aarde toe. So ons praat van dit as die wederkoms. Okay. Ons sê in daai tyd is die kerk reeds weg. En daarvan praat ons van die wegraping. En ek sal eendag vir julle baie mooi daai verduidelik, want dit het baie skriffies by. Want daar staan nie, dit staan nie so, soos wat ek het nou sê in die Bybel nie. Jy moet dit net so bietjie in konteks op 'n paar plekke en dan gaan jy dit baie mooi snap. So die kerk is weg, en daarna kom die laaste 7 jaar, waarin God kom afreken met die Jode. En daarna, hoor nou, en daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle ou mense sal drome droom, en julle jongelinge sal gesigte sien. En ook op die diensknegte en die diensmaagde, staan presies so in Handelinge, presies, hy word presies so aangehaal in Handelinge, sal ek in die dae my gees uitstort, so op almal, mans, vrouens, diensknegte, diensmaagde, en ek God, sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare, en vers 31, en die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en die deurdagtige dag van die Here kom. Okay, the day of the Lord. En die day of the Lord loop baie keer saam met the sun and the moon will go dark. So daar gaan iets daar gebeur. As ons op 'n stadium sal ons sien maar Daniël en Openbaring so na mekaar doen, dan gaan ons weer daai skriffies in Openbaring sal ons mooi bestudeer, want daar gebeur baie goedjies. Okay, en elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So gaan jy kan gered word in daai tyd, as jy 'n Jood is. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word, want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die Here sal roep. Okay. So daar gaan dan weer 'n kansie wees om by die Here uit te kom in daai tyd. Ek dink Dit is nie net vir Jode. Nee, vir almal, nie net vir Jode nie, vir almal. In daardie tyd, hulle sê, hulle dink dit gaan die grootste revival wees wat ooit op aarde was, want dan gaan al die skrif in vervulling kom en almal besef, maar dit was so, dit gaan regtig net jou heiden wees, as ek dit nou so kan sê, net jou werklike heiden wat vir God haat, wat op daai stadium dan nie. En ek gaan vir julle nou baie mooi lees oor daai eindtyd wag. Okay, so ons is in Joël 3. Okay. Nou gaan ons weer dadelik, want kyk, in die dae, en wat se dae? Die dae, die eindtyd, En in die tyd, wanneer ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal ek al die nasies versamel en na die dal van Josafat laat aftrek, om daar met hulle 'n strafgerig te hou terwille van my volk en my erfdeel Israel, wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het. Okay, so wie was Josafat? Kan iemand onthou? Somebody that did something. Ga vir julle lees, ek wil dit vir julle eintlik lees in 2 Kronieke, julle kan daar byskryf, 2 Kronieke 20. Wil ek gaan vir julle lees wat het Josafat gedoen? Laat ons net op dieselfde noot is. Nie so relevant nie, maar net dat julle weet. 2 Kronieke 20. Ek gaan sommer so hier en daar lees. Skryf dit net vir julle daar neer. Julle kan die hele ding gaan lees as julle alleen is, maar ek gaan vir julle lees. Okay. En daarna die kinders van Moab en die kinders van Ammon, en saam met hulle 'n deel van die Meunite teen Josafat gekom en om te veg. Okay. Ek gaan so skiep, so moenie my probeer volg nie. En dan vers 3, en Josafat het bevrees geword en sy aangesig daarop gerig om die Here te soek, en hy het oor die hele Juda 'n vasdag uitgeroep. Hoeveel keer sien ons dit? Wat het hy gedoen? Hy het 'n vasdag uitgeroep. Hoor dan, die hele Juda het bymekaar gekom en die Here om die Here hulp te soek. Wat het hulle gedoen? Vergadering. Bymekaar gekom, Self uit al die stede van Juda het hulle gekom om die Here te soek. Toe gaan Josafat in die vergadering van Juda in Jerusalem staan, in die huis van die Here voor die mense, of voor die nuwe voorhof, en hy sê, Here, hoor Josafat se gebed. Ek het hom vir julle verander in vandag se tyd, maar ek wil hom eers vir julle uit die Bybel uit lees, dat julle hoor, ek verander nie verkeerd nie. Onthou, ons mag nie in die skrif verander nie, maar ek het vir julle 'n mooi gebed geskryf, ek het hom vir julle op die groep gesit. Wie het dit al gelees? Julle kan hom volg op die groep, maar wag, ek lees nou eers vir julle uit die skrif uit, Here God
van ons vaders, is U nie God in die hemel nie, en is U nie heerser oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in U hand is krag en sterkte, sodat niemand teen U kan standhou nie. Het U, ons God, julle moet nou hoor, hy staan voor oorlog. Okay, gaan dit sleg in jou lewe? Hoe gaan jy bid? Okay, is daar 'n hengse aanslag en daar's geen uitkoms? Dink julle daar was 'n uitkoms vir hom? Almal omring hom. Hulle gaan nou vermorsel word, né? Hoor hoe bid hy? Het U, ons God, nie die inwoners van hierdie land voor U volk Israel uitverdrywe en dit vir altyd aan die nageslag van Abraham, U vriend, gegee nie? En hulle het daarin gaan woon en daarin vir U 'n heiligdom tot eer van U naam gebou met die gedagte, as daar oor ons onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood, sal ons voor hierdie huis en voor U aangesig gaan staan, want U naam is in hierdie huis en ons sal U aanroep uit ons benoudheid, dat U ons kan hoor en verlos. En hier is nou die kinders van Ammon en Moab, die mense van die gebergte Seir, onder wie U Israel nie toegestaan het om te trek by ons koms uit Egipte nie, want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg. Ja, kyk, hulle verdelg ons, hulle vergeld ons dit deur te kom om ons uit U besitting te verdrywe wat U aan ons as U eiendom gegee het. Onse God sal U nie teen hulle strafgerig doen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. Okay, en dan gaan ek vir julle net die geskiedenis verder gee, en dan gaan ek vir julle die gebed lees. En die hele Juda het voor die Here gestaan, ook hulle kinders en hulle vroue en hulle seuns. En later het ek sê, luister almal wat uit Juda en die inwoners van Jerusalem is, U koning Josafat, so sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë die groot menigte wat in hierdie stryd is nie, want God is daar. En dan hierso in vers 20, glo in die Here julle God, dan sal julle gevestig word, glo in sy profete, dan sal julle voorspoedig wees, en hy het die volk beraadslag, en tot eer van die Here sangers opgestel, in heilige sieraad moes lof sing, en by die uittrek van die voorpunt van die gewapenis moet sê, loof die Here, want sy goedertierendheid is tot in ewigheid. En op die einde het hulle nie 'n swaard gelig nie, hulle het so oorwin. Hulle het letterlik so oorwin. Ek gaan vir julle uit die gebed lees wat ek vir julle geskryf het. Hoor hom in vandag se tyd. So wat het hulle gedoen? Hulle het 'n vasdag uitgeroep. Wat het hulle gedoen? Hulle het 'n vergadering geroep, Hulle het kerk toe gegaan, hulle het die kerk bymekaar gekry en toe bid hulle, toe sê hulle, ons sal sê in ons tyd, hoor nou, dink aan dit in jou gedagtes waarmee jy stry, 'n vrees wat jy het, 'n bekommernis wat jy het, 'n groot ding, hoor. God ons Vader, is U nie God van hemel en aarde nie? Is U nie die heerser oor die koninkryke van die nasies nie? Regeer U nie vandag in Suid-Afrika nie? Ja, in U hand is krag en sterkte, sodat niemand teen U kan standhou nie. Het U, ons God, nie die vyand oorwin toe Jesus aan die kruis gesterf het nie, die prins van hierdie wêreld oorwin en ons die mag en autoriteit gegee om duiwels uit te dryf, om op 'n slang te trap, om siekes aan die hande op te lê en hulle sal gesond word, om op die aarde te kan doen wat Jesus op die aarde gedoen het. Here Jesus Christus, U is ons bruidegom en ons U bruid, liggaam van Christus, U uitverkore mense. Here, U plaas ons op 'n spesifieke plek met 'n spesifieke doel in 'n spesifieke tyd om 'n spesifieke funksie te verrig. Ons is die kroon van U skepping en geskape vir U glorie. Hou dit in gedagte, Here, wanneer onheil kom, swaard, straf of pes of hongersnood. Dan sal ons voor U aangesig gaan staan en ons sal U aanroep uit ons benoudheid, dat U ons kan hoor en verlos. En hier is ons nou. Hier is nou die aanslag. Dit noem jou aanslag. Wat is dit? Jou man is lelik met jou. Dit gaan finansiëel nie goed met jou nie. Siekte. Iemand het vir jou 'n diagnose gegee van 'n spesifieke siekte wat ongeneeslik is. Hier is nou die aanslagte. Ons het gesondig, hoor buig hy sy knie.
Ons het gesondig en is skuldig voor U Here, want ons het verkeerde keuses gemaak en vir Satan 'n oop deur gegee. U skrif sê dat ons sondes ons sal uitvind, staan in Numeri 32 vers 23. Satan het nou van ons kon steel en verwoes, omdat ons hom toegang tot ons lewens gegee het. Ja, kyk, nou vergeld ons dit deur te verloor dit wat U ons as besitting en eiendom gegee het. Ons verloor ons gesondheid, ons verloor ons erfdeel, ons verloor finansiële sukses, wat ook al jy nou daar wil insit, né? Ons verloor ons kinders, dalk ouers wat nie wil saamwerk nie, dalk 'n erfdeel. Onse God sal U nie teen die boosheid strafgerig doen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot aanslagte van die wêreld nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U. Amen. Okay. Waarom lees ons die Ou Testament? Om te leer. Josafat het 'n massive oorwinning gehad en dis hoe hy gebid het. Buig jou knie voor die Here. Besef, daar mag dalk iets wees waarvoor jy moet belydenis doen. Daar mag dalk, bring dit voor die Here. Die Here wil dalk net hê jy moet vir hom sê, my Here, hier is ek. Papa, Vader, hier is ek. Help my. Ek kan nie verder nie. Right. Dis die daal van Josafat, wat ek eintlik net vir julle wou verduidelik het. Nou weet jy dan. Dis wat by daai daal gebeur het. Dis ook die daal waar die eindtydoorlog gaan, die slag van Armageddon gaan plaasvind. Okay. Joël 3 vers 3. Is julle met my? Okay. En oor my volk het hulle die lot gewerk en 'n jong seun gegee vir 'n hoer en 'n meisie vir wyn verkoop om dit, en hulle het dit gedrink. En ek wil vir julle vra, hoeveel keer doen ons dit? Hoeveel keer offer ons kinders uit vir ons, of nie uit nie, op vir ons eie genot? Hoeveel keer staan ons kinders in die middel van ons sonde en lood ons hulle eintlik uit aan Satan? Nou, as ons dit moet terugtrek na vandag toe. En God onthou dit, want hy gaan hulle nou straf hiervoor, want dis wat hulle gedoen het met God se volk. Nou, en oor my volk, okay, skus vers 4, en ook, wat het julle met my te doen, oor Tyrus en Sidon, en al die landstreke van Filistia, wil julle my iets vergelde, of wil julle my iets aandoen, wil julle my uitdaag? Nou sê hy, gou, eilings, is die woord wat in my vertaling staan. Tannie Marley se skrif sê, swiftly, daai eilings beteken swiftly, eiling, vinnig. Nou, eilings sal ek julle dade op julle hoof laat neerkom. Ek gaan dit vergeld, sê God, want julle het my silwer en my goud geneem en my kosbare skatte na julle tempels gebring. Kan julle onthou wanneer het dit gebeur? Toe Israel uitgevoer is in ballingskap. Toe hulle nie, ek ook nou eintlik baie, dit was toe Babylon vir in die Babyloniese ballingskap het hulle uit die tempel uit so, maar hulle het dit meer as een keer gedoen, hulle het baie keer het hulle, ek dink intendeel het ek gelees gister dat Josafat self op 'n stadium vir Israel moes afweer deur van die goed, vir Assirië moes afweer deur van die goed uit die tempel uit vir hulle moes gegee. Dit mag dalk nou nie Josafat wees nie, ek kan nie onthou wie was die laaste koning nie, maar dit het baie keer gebeur dat hulle die goud en dis God se hou die goed, kan nie aan dit vat nie. Okay, so daarvoor is hy ook vir hulle kwaad. Verder het hulle die kinders van Juda en die kinders van Jerusalem aan die kinders van Javan verkoop om hulle ver van hulle grondgebied te verwyder. The Greeks, Javan. Ja. Okay, Javan was die Grieke, ek het dit ook nie geweet nie. Kyk, ek sal hulle laat opstaan uit die plek waarheen hulle verkoop het en julle dade op julle hoof laat neerkom. Okay, so hulle gaan ook verkoop word, en ek sal julle seuns en julle dogters aan die kinders van Juda verkoop, en die sal hulle verkoop aan die Sabeers, aan 'n ver afgeleë volk, want die Here het dit gespreek. So presies wat julle aan my volk gedoen het, dit sal ek aan julle volk doen. Aan julle mense doen. Roep dit uit onder die nasies, daai nasie is Gentiles. Heilig 'n oorlog, wek die helde op,
laat die krygsmanne nader kom. God sê, daag my uit, kom, kry julle goed in orde, want hier gaan nou 'n oorlog kom. Na? Opruk met 'n uitroepteken. Smee van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese. Laat die swakkes sê, ek is 'n held. So ons gaan mekaar ondersteun, ons gaan die ouens positief maak. Ek is 'n held, ek kan dit doen, ek gaan in hierdie oorlog optrek. En onthou, hulle was besig om te werk, hulle moet nou hulle pikke swaarde maak en hulle spiese messe maak of hoe ook al. Julle moet vir my daarby skryf Jesaja 2 vers 1 tot 4. Profeteer Jesaja anderster om, hoor nou hierso. Dis mooi vir my. Ja, ja, hy sê dis wat gaan gebeur in die einde. Hoor gaan Jesaja 2. Hy profeteer ook oor die tyd dat Jesus kom. Nou dan sê hy die woord wat Jesaja die seun van Amos gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem. Hier is in die millennium. En aan die einde van die dae sal die berge van die huis van die Here vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en al die nasies sal daarheen toestroom en baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berge van die Here, na die huis van die God van Jakob, dat hy ons sy weë kan leer en ons sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem en hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke en hulle sal nou anderster om van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal die nasies teen nasies die swaard ophef nie en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Weg met al die amies. Ekskuus tog ek wil graag iets sê. Jy was op die Golan Hoogland. As jy ry, is daar links van die pad 'n vreeslike groot ysterbeeld wat die oorgang van wapens wys na weer werktuie. En dis nou eintlik mooi want is in 'n landbougebied. Ja, mens sal laat die vers by. Dit is nou eintlik 'n foto van die Google en sit ons dit op die groep want die mense sal dit kry. Dan behoort te wees. Ja, dis baie mooi. Okay. So jy het hom vir my daar geskryf, Jesaja 2 vers 1 tot 4, né? En onthou daai Gentiles is almal wat nie Jode is nie. So hy praat hier met die nasies, met ons. Haas julle en kom aan alle nasies, praat hy met die Jode ook, né? Rondom en versamel julle, laat u helde Here daarheen aftrek. Het God nie ook maar die helde opgesit nie, né? Maar God, Jesus gaan op daai stadium self kom, die antichrist vertel, as ons dit so kan stel, né? Daar gaan nie mense beklei in daai oorlog nie. Na? Vers 12. Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Josafat. Dis waar die slag van Armageddon gaan plaasvind, né? Want daar sal ek, wat God is, sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. Steek die sekel in. Wat beteken steek die sekel in? Eindtyd, né? Ons gaan die oes nou by mekaar maak. Want die oes is ryp, kom trap, want die parskuip is vol. Die kuipe loop oor, want hulle boosheid is groot. Kyk, gaan vir my, ek weet nie of julle saam met my gou op blaai, want ek wil lank daar lees, Matteus 25. Matteus is mos maklik om te kry. Matteus 25, dan vertel hulle van so van die eindtyd. So heel eerste, dan praat hy van die 10 maagde, né? Ek lees hom gou vir julle, dan herinner ek julle nie. Dan sal die koninkryk van die hemel weer wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem het en uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig, en 5 was dwaas. En toe, die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem. Maar die verstandiges het die olie in hulle kanne, saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm, om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof. En die deur is gesluit.
Later kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, so wat moet ons doen? Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die Seun van die mens kom nie. Nou, wees altyd gereed. Ek myself geniet baie die eindtyd leringe, maar dis nie van toepassing. Op jou van toepassing is, wees altyd gereed. Jy kan dit bestudeer so goed soos jy wil, jy gaan nie weet wanneer daai dag is nie. En in elk geval, jy kan nie die dag voordat daai dag kom, besluit om eers te gaan olie koop nie. Jy moet 'n lewende verhouding met die Here. Hy sê vir hulle, ek ken julle nie. Hy sê nie vir hulle, ja, maar julle was by die winkel gewees nie. Hy sê, ek ken julle nie. Nou, wees altyd deurgereed. Dan verduidelik hy 'n stuk oor die talente. Ek lees hom vir julle, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toevertrou. En aan die een gee hy 5 talente en aan die ander 2 en aan die ander 1. Aan elkeen na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die 5 talente ontvang het daarmee gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het, het in die grond gaan begrawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. Die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, 5 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou Heer. En die een met die 2 talent, wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van die Heer. En die een wat net 1 talent ontvang het, kom en sê, meneer, ek het u geken dat u 'n harde man is wat maai waar hy nie gesaai het nie en bymekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en die talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort, maar sy Heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en lui diensknegt, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie en bymekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom moes jy jou geld by die wisselaar gestort het en ek sou by my koms wat aan my behoort met rente ontvang. En so gaan betaal ek ten minste by die bank in, as jy rente gekry het. Neem dan die talent van hom weg en gee dit liewer aan die een met die 10 talente, want aan elkeen wat het sal gegee word en hy sal oorvloedig hê, maar van hom wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. En werk die nuttelose diensknegt uit in die buitenste duisternis, daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Kan ek gaan lees wat die Engelse woorde hier sê, dit is vir my skrikwekkend. Hierdie ou wat nie gewerk het nie. Sir, I know you were a hard man, Willie. I was afraid you would rob me of what I earned. You would rob me of what I earned, of your money. Ja, so hy het gedink het kom om toe. Ja, so hy was eintlik net baie selfsugtig. En lui. Ja. So sy hart was net nie reg nie. Maar feit van die saak is, hoekom vertel Jesus hierdie gelykenis anyway? Want hy wil vir jou sê dat hy nodig het dat jy woeker met dit wat hy vir jou gee. Amen. Hy wil vir jou sê, ek het jou nodig om in my koninkryk 'n verskil te maak, sodat meer mense op die einde van die dag die ewige lewe kan bereik. Jy kan nie net terugsit en dink ek is 'n medium lou warm Christen en ek ken die Here en ek lees Bybel en ek bid en dis okay en ek gooi 'n paar sente in die bordjie aan die einde van of 'n Sondag en ek koop 'n broodjie so nou en dan vir die ou daar by die garage. Dis nie wat God van jou vra nie. Hy gee vir jou talente en hy het nodig dat jy woeker daarmee. Dis hoekom hy dit vir jou gee.
Die laaste stukkie van vers 31 af gaan oor die ewige straf, né? Ons gaan nou lees van die ewige straf, maar ek lees ons so lank vir julle. En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom. Wanneer is dit? Is dit in the day of the Lord? Is ons nou op die regte plek? Is julle eens met my? En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit, en voor hom sal al die nasies versamel word, en hy sal hulle van mekaar skei, soos die herde die skape en die bokke skei, en hulle sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. En ek wil net vir julle sê, die grootste ding tussen die jong mense op hierdie stadium is hulle goud wees. En julle weet hulle wat sê goud? Hulle wil cool, om 'n goud te wees, is om te excel in jou gebied. Soos baie van hierdie movie stars noem hulle 'n goud, of ek dink nou aan Messi, Ronaldo, die sokkerspeler Ronaldo. My 8-jarige seentjie wil sy klere dra, want hy's 'n goud. Ek sien met die korporasie se advertensie maak jou dadelik goud en ek dink, ja, net so, 'n goud, dis 'n ding. Wat 'n intersalinaire kruisstelling is hier aan die gang. Jy's baie cool as jy 'n goud is, en die kinders volg die gouds, hulle soek hierdie ou se gouds, ons doen wat hy doen, ons dra sy klere brands, dis maar hoor nou, ek sal sidder as ek hierdie vers lees. Ek sal baie bekommerd wees om 'n goud te wil wees, of om 'n goud te volg. Okay. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning met 'n hoofletter, so met ander woorde Jesus, vir die wat aan sy regterhand is, sê: Kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat ek vir julle berei het, van die grondlegging van die aarde af. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee, en ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Dan sal die regverdiges hom antwoord en sê: Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors en u iets te drinke gegee? Of wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en herberg gegee, of naak en geklee? En wanneer het ons u siek gesien of in die gevangenis en na u gekom? En die koning, Jesus, sal antwoord en vir hulle sê: Voorwaar, ek sê vir julle, vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van my, het julle dit aan my gedoen. Dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, die bokke, die kouds, gaan weg van my af, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele. Want ek het honger gehad en julle het my nie te ete gegee nie, en ek het dors gehad en julle het my nie te drinke gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie 'n herberg gegee nie, naak en julle het my nie geklee nie, siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle hom ook antwoord en sê: Here, wanneer het ons u honger gesien, of dors, of 'n vreemdeling, of naak, of siek, of in die gevangenis, en u nie gedien nie? Dan sal hy hulle antwoord en sê: Voorwaar, ek sê vir julle, sover julle nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En julle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdigers in die ewige lewe. Okay. So ons almal is baie bekommerd om die ewige lewe te beerwe. Hier is jou skrif oor hoe om die ewige lewe te beerwe. Dis jou plig. Right. Steek die sekel in vers 13 van Joël 3. Want die oes is ryk, kom trap en die parskuip is vol, die kuipe loop oor, want hulle boosheid is groot. Menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here, the day of the Lord, in die dal van beslissing. Nou weer saam met die day of the Lord, en die son en die maan word duister, en die sterre trek hulle glans in, en die Here brul uit Sion, en uit Jerusalem verhef hy sy stem, sodat die hemel en die aarde bewe, maar die Here sal 'n toevlug wees vir sy volk, en 'n skuilplek vir sy kinders.
dan sal julle weet dat ek die Here God is, wat woon op Sion, my heilige berg. Dan sal Jerusalem 'n heiligdom wees waar geen vreemdes meer deur sal trek nie. Hoekom sal daar nie vreemdes, ek dink jy daar kan vreemdes wees nie. Nou, dit gaan almal Jesus se kinders wees. Gaan ons nie almal dan broers en susters in Jesus wees nie. Nou, daar gaan geen vreemdes deurtrek nie. En op die dag sal die berge drup van die mos en die heuwels vloei van melk en al die spruitjies van Juda stroom van water en uit die huis van die Here sal daar 'n fontein uitkom om die dal Sittim te besproei. Julle kan vir julle byskryf as julle wil. Hulle praat 3 keer in die Bybel van die dal Sittim en dit is